wat 'n week was dit nou net nie, né? Ja. Okay, eerstens laat ek net om verskoning vra vir so lank wat om weer hierby uit te kom. Maar vorentoe en lopend sal ons Dinsdae hê vir die afgelope week, waarin jy kan die nuus van die afgelope week vind, sowel as droë humor en baie ontsteltenis. In vandag se hooftrekke, die Epstein-laars is uiteindelik vrygestel laas week. Kan jy dit nou oor vertel of glo? Nee, kan nie. Suid-Afrika het 'n klopjag op die FSA kantore wat spesifiek benut was om die Afrikaners wat wil land uit te prosesseer. DJ Waras is vermoor. Dit is 'n tragedie en daar is geen grap om te maak daar nie. In lokale nuus was gelofte, ek bedoel Versoeningsdag nou net verby. ANC vat AfriForum aan in 'n baie ironiese redenasie. Weskaap moorde neem toe, so ook die landsinne, so ook die dronkbestuurtalle, so ook is dit feestyd en jaareind, so ons sal kyk na ander statistieke, onder andere OnlyFans se nommers. En internasionale nuus was daar 'n massa skieterasie, wat nie in Amerika plaasgevind het nie, maar eerder in Australië se Bondi Beach. Kom die wêreld tot 'n einde, want die see verander in bloedrooi in, daar in Iran, van alle plekke. Trump kondig aan dat hy gaan 'n Patriot Games hou vir Amerika se 250ste verjaarsdagviering. Ons raak ook terwyl ons besig is aan die Venezuela situasie, die moord van regisseur Rob Reiner en Paul Logan wat 'n boksgeveg gewen het teen Anthony Joshua. Ek weet tegnies gesproke het Joshua die boks gewen, maar ek brei later uit. En droewige cricket, want die Proteas kry 'n pakkie slaag wanneer hulle kans kry om te speel. Afghan het gister begin, dit sou wees maandag, dis my vandag. Maar hierdie saai nou uit op die 23ste, dit is Dinsdag. FIFA gee in, rugby in Europa begin weer, golf is ook 'n ding blykbaar nog. So jy wonder dalk hoe kop mens hierdie? Mal, jy gryp jou knopkierie, jou Dinsdag biertjie of dalk jou soggendse Patrick koffie. Andersins jou weeklikse boerie. Nes jy wil, maar kom ons hou op klaar en ons kry klaar. Okay, net vinnig let wel, al hierdie nuus en stories kom vanuit laas week en is op datum soos dit was op maandagoggend. Ek het wel gesien daar het 'n paar stukke gebreek. Ek wou hulle insluit, maar net nog nie, ons is nog nie daar nie. Hier is al klaar vordering. Vir die van julle wat nou nog nie weet nie, die Epstein-laars is 'n groot storie. Ek weet nie hoe anders om dit te stel nie, maar die kort en die lang daarvan is, laat dit wil dien as 'n indikator, laat alles wat ons bevrees was is die geval, mag dalk net die geval wees. Daar is connections tussen meeste van die mense wat invloedryk, polities sterk, ryk is. Enigiemand wat mag het in ons samelewing en almal van hierdie mense hou daarvan om te gaan partytjie op 'n eiland en tiener seksslawe te gebruik, of misbruik. Ek weet nie of daar regte gebruik is nie. Jammer vir die donker grappies. Uiteindelik die laars wat hulle net so wat 2 maande of wat terug gesê het bestaan nie, nadat hulle so wat 6 maande terug gesê het bestaan. Hulle bestaan blykbaar werklik. Verbaas, ek ook. Maar meer so dat hulle dit vrygestel het. Het hulle? Well, blacking out. I don't know if I can get a close-up of my phone. This is one of the documents that the Justice Department released. It's 100 pages. Right, this is what it looks like. I don't know if you can see. It's all black. It's just 100 pages of redaction. That's the transparency we're getting here. As jy kan swart strepe oor 100 bladsye, swart bladsye oor 1000 laars alles vrystel, dan ja, sekerlik, hulle het dit vrygestel. En 'n swak lig skyn nie. Agter is daar 'n sterretjie geplaas daarbo waarin hulle sê hulle het doelbewus seker gemaak dat politikuste wat heidaglik 'n kantoor het in Amerika en nog steeds dien vir hulle staat, nie gedeel is nie. Wat soort van die teenoorgestelde is van wat almal wil hê en hoekom hierdie belangrik is en eintlik net werklik glad nie sin maak nie. So is nie
Maar 'n ander politikus is byvoorbeeld Epstein se blykbare goeie vriend Donald Trump. Is jy nog veilig vir nou, maar die dag sal kom wat ons uitvind wat is waar en glo my, ons sal reken op 'n goeie reputasie vir jou bewaar. Suid-Afrika maak dit net erger met hulle verhouding met die VSA. Nou, daar was 'n klopjag, ons noem dit 'n raid in Engels, op die kantore wat Amerika gebruik het om basies die admin te doen wat die refugee status, ek vergeet nou wat is die Afrikaanse woord, verskoon my asseblief, ek spiek haastig. Let wel hierso, die kantore waarvan ons praat is nie op die sogenaamde sovereign soil nie, dis nie op die ambassade of tegnies gesproke klap in die gesig op Amerikaanse grond nie, dit is Suid-Afrikaanse grond wat die staat van Suid-Afrika die wet op toegepas het. Baie vreemd is daar 7 Keniane daarso gevind in die administratiewe kant van dinge en die is nou op pad ook terug Kenia toe. Maar wat is jou opinie? Laat my weet. Ek sal voel jy moet asseblief nie land uitgaan nie, ons is Afrikaners egter, is ons nie. Dit gesê, en my opinie op sy, dit is nie okay laat die keuse en die oorweging geskend word, indien dit wel die besluit is wat jy dink is beste vir jou of jou gesin nie. Voel elkeen het die reg om daardie besluit self te maak, en elkeen se konteks lyk anderste. Ek kan nie praat vir enigiemand nie, want ek ken nie hulle spesifieke geval nie. So dit wil sê dat ek voel, dit is definitief verkeerd om hierdie te doen. Dit is 'n onreg in 'n morele sin. Egter, in 'n wettige sin, laat my weet hieronder. Okay, dan werklik tragies is die vernaamste DJ Warwick Stock, beter bekend as DJ Warras, vermoor deur 3, lyk my, hitmen. Hierdie was ook basies op gelofte dag, soos wat Gatiep ook was 'n paar jaar gelede, en dis 'n kommerwekkende tema wat ons nou daarso het met ons versoenings. Stock was betrokke gewees met beide die media en ook met private sekuriteit en beskermingsdienste. So dit wil sê, ons het geen idee wat die rede was hiervoor of die motief daarachter nie. Ons is nog besig om te hoor en te kyk, maar die polisie sê hulle is naby aan verdagtes in hegtenis te neem. Ons hoop hulle maak vinnig groot tree. Ons dink aan sy gesin wat hy agterlaat en sy groter familie natuurlik ook. Sover ek verstaan is daar 3 kinders, ten minste. Het is gesê, geen grappies nie. As ook 'n vrou. Ons voel vir julle en ons dink aan julle, en Warwick, jy was werklik 'n uitsonderlike individu en 'n waardevolle persoon van ons land en samelewing om te verloor. Ek seker enigiemand wat hierdie kyk is daarin bewus dat gelofte dag was aanvanklik 'n feesviering van die voortrekkers, as ons eerlik is, bittere onrealistiese kanse van oorlewing wat toe uitdraai om ongeskonde weg te loop van. Skies vir daai. So dit was 464 voortrekkers wat moes oorlog voer teen Dingaanse magte van sowat 25 tot 30.000. Die gelofte was gemaak aan God dat as hy ons volk sal deursien, sal ons dit herdenk elke jaar en ons sal 'n godsdienstige volk bly. Ek het 'n video hierop spesifiek uitgebring en my ervarings van die dag net om te noem het my aangespoor om 'n persoonlike gelofte te onderneem om elke dag hierop iets vry te stel, vir ten minste 'n jaar. Ongelukkig het iemand wat ek baie respek voor gehad het in die verlede, Max du Preez, kommentaar gelewer dat die Afrikaanse volk of die Afrikanerdom moet sterf. Dit is 'n bitter teleurstelling om te maak daai, en ek is bitter teleurgesteld. Max du Preez is 'n joernalis wat baie respek dra in ons land, wat al eintlik baie goeie werk gedoen het. Ek het al baie van sy boeke gelees en dit werklik baie geniet. En ja, dit is my regtig net ongelukkig dat hy sulke kommentaar sou lewer, veral in die konteks van al die gesprekke wat besig is om plaas te vind. Die ANC beskuldig AfriForum van rassistiese misinformasie. Is dit nou nie vir jou ironies as jy al ooit die woord gehoor het nie?
Nou, kom ons stel daai dalk net reg eerstens. Ek sou sê ja, die meerderheid van AfriForum se werk is rasverwant, rasgebaseerde artikels, stukke, inhoud, argumente, weet jy wat nog nie. Maar rasverwant en rasgebaseer is nie dieselfde as rassisties nie, want ongelukkig is dit ter verdediging van ons volk, amper altyd, en dit is amper altyd ook feitelik. Dit is werklik, dit is argumente wat gemaak word gebaseer op data en regverdigheid, nie soveel propaganda nie. Egter is die ANC natuurlik die tipe wat sou 'n volk dom hou, sodat hulle kan hulle mag bewaar en ongelykheid instel in ons ekonomie en land in, sodat hulle kan 'n verskoning hê om te sê hulle doen goeie werk vir die volk en die nasie, terwyl ons almal deeglik bewus is van net hoeveel skade hulle aanrig vir elke liewe persoon in hierdie land, wit, blou, swart, pink of geel. Net om te noem, het AfriForum persoonlike diepte vir my. Ek sal nou daarop uitbrei, maar hulle ken my nou nie, niemand sal weet wie ek is nie, maar ja, ons sal nou uitbrei. Die Weskaapse moordtalle is ook uit laasweek en dit is op met 9.1%. Ek is nie doodseker hoe lyk die res van ons land sinne nie. Egter kan ek wel noem dat uit die top 30 slegste of hoogste moordtalle stasies, polisiestasies met die ergste moordsyfers in ons land, het die Weskaap 13 uit daai 30. Dit is verskriklik. Ek wil net wel sê dat moord is verseker die grootste probleem in ons land, as nie die polisiediens self nie, want ja, ek weet nie ons dit gaan regstel nie, en ek gaan nie kan vir 'n uur lank daar praat nie, maar ons laat dit vaar vir nou. Verder ook neem ons dronkbestuur toe met ook so wat 9%. So halfpad deur Desember, teen die 15de, trek ons al klaar by meer as 1500 dronkbestuur gevalle. Nou julle, ek weet dit is feestyd en partytjie en jaareinde en ons kry uiteindelik net 'n breekie of 'n rave in. Egter is dronkbestuur 'n verskriklike probleem en 'n verskriklike risiko wat mens nie besef tot te laat nie. Ek self op toevallig genoeg hierdie dag, 23 Desember, het my enigste suster verloor 'n hele paar jaar gelede nou al. Hierso onder kan jy 'n bietjie meer gaan lees as jy wil. Dit is blykbaar eintlik 'n groot storie gewees. Die dronkbestuur het haar getref toe sy op pad terug was vir my makuier. En laat ek net vir jou sê, dit het 'n verskriklike negatiewe, knakkende impak gehad op my lewe, op sy lewe en op die gesinne en elke persoon naby aan enigiemand, of dit nou slagoffer of skuldige is. Asseblief julle, 25% van alkoholverwante dode vind plaas tydens hierdie feestydperk. Kom ons wees nie onnoosel nie. Maar so gepraat van jaar eind. Bietjie meer positief. Tafelberg se sweefspoor. Pragtige woord daai is dit nie. As daar een ding is wat ek wens ek kan doen met my tyd op aarde, is dit diep sweefspore laat. Ek spot, sweefspoor bedoel daar dink jy wat jy opvat, sien doen. 33 miljoen mense het al hierdie sweefspore gebruik en of besoek, en die 33 miljoenste persoon, en die 33 miljoenste besoeker het 'n aangename verrassing gekry. Dis daarom iets nice. Hulle sê die toeriste talle is eintlik baie hoër sedert COVID as in die verlede. So dis eintlik goed om te hoor, is dit nie? Nou, die OnlyFans statistieke. Moenie worry nie, ons is nie in die top 10 nie, ons is daarom glad nie naby nie, maar mens moet wonder of dit is vir ons dit net nie kan bekostig nie, en of ons net bewus is daarvan dat, jy weet, ons het die internet en meeste van die sonde wat jy wil pleeg is verniet beskikbaar, in daai kategorie ten minste. Nou, hierso is die toplande van die wêreld, hou wel net in gedagte dat hierdie is net so, as ons dit aanpas per capita, dan moet jy wonder, wat doen julle, vinne? Moenie vir my sê ons kan die wêreldhonger of enige van hierdie groot probleme aanspreek nie, want dit is verseker nie 'n geld of
hulpbron probleem nie, is dit. Okay, dan by Australië se Bondi Beach is 15 oorlede en talle beseer na 'n massaskieting. Antisemities en by die Hanukkah fees, dit is die Joodse fees van lig. Daar is nou net, ja, donker ironie, donker grappies. Sajid Akram is 'n man van 50, hy is dood. Hy het sy seun ook betrek en die is in die hospitaal in kritiese toestand, maar egter wel stabiel. So hy behoort daarom te kry wat hy verdien. Voordat ons spring na enige rasse stereotypes toe, let wel ook dat die man wat hulle stopgesit het sy lewe in gevaar gestel en is 'n werklike held. Hy is een van 'n paar wat die ander is ongelukkig, lyk my dood. Ahmed Al-Ahmed, maak nie 'n grap nie, sy naam is Ahmed Al-Ahmed. Ashmil Ahmed Al-Ahmed. Die het daarom $2.5 miljoen ingesamel uit skenkings, donasies reg deur die land vir sy brawe dade. En dit spoor nou vir Australië se staat aan om wetgewing aan te pas in haatspraak en hulle bes te doen om vuurwapens nou weer terug in te samel. Hulle bied aan dat hulle sal die vuurwapens terugkoop, enige en alle vuurwapens, sodat hulle kan vernietig. Op die haatspraakpunt is dit natuurlik geregverdig in beginsel, maar dit stel wel vir ons die vraag, wat tel as haatspraak en wat dien as aanvaarbare vrye spraak? Laat weet my ook hierso onder, wat sê jy? Waar lê daai onderskeid of daai lyn om te trek? Is dit haatspraak bloot want dis 'n minderheid, bloot want dis 'n getekende groep of ras? Is dit haatspraak wat dit nie feitelik is nie en net afkrakend? Is dit vrye spraak as dit feitelik is, selfs al is dit afkrakend? Nee, dit is nog nie die wederkoms nie en Jesus het nie geland in Iran nie. Ek wens hy sou. Om eerlik te wees, ek wens hy sou, ja, land oral in hierdie wêreld van vandag, van hierdie jaar. Die eiland is wel beroemd vir sy ysteroksied en ander minerale wat oor die algemeen daar sal lê. Ek vergeet nou die eiland se naam, maar sover ek verstaan is ysteroksied mos 'n mooi woord vir roes. So dis roes wat hierdie see so rooi maak en dis maar net laat ons nou kameras hê. Dit gebeur blykbaar elke nou en dan. Een laaste noot terwyl ons nou besig is met die Islam-Joodse pente. Suid-Afrika se steenkool-uitvoere neem sterk toe na daar 'n verbod geplaas is op die Kolumbiese steenkool na Israel toe. So hierdie is ook snaaks net, want onthou dat Suid-Afrika is die wat besig is om Israel aan te kla by die internasionale criminal court. En ook 'n groot faktor is in die rede hoekom Amerika ons so teiken. Onthou dat die Jewish lobby is baie sterk daarso. So gepraat van Trump. Amerika se 250ste verjaarsdag is om die draai en dit is aangekondig dat hulle gaan 'n 4-dag Patriot Games hou. Nou ek seker die meerderheid van julle het al Hunger Games gekyk. As ek eerlik is, het ek nog nie, want ja, ek gaan nie daai doos wees nie. Maar daar's baie parallelle om te trek tussen hierdie twee. Hoërskoolatlete van elke staat reg deur Amerika gaan deelneem oor 'n 4-dag periode om vas te stel net wie is die mees patriotiese vir die kampioenskap van patriotisme en ek is nie eintlik seker wat nie, maar America, fuck yeah, coming again to save the motherfucking day, yeah, America, fuck yeah. Atleet hulle kompeteer nie vir 'n lewens nie, maar sekerlik vir trots en teenskaamde. Hoe gaan hulle hierdie kies? Seker soortgelyk aan Hunger Games, ek weet nie, maar ons wag maar en kyk. Dan olie, bloed en grond, bloed en olie, bloed en grond. Venezuela is amptelik 'n terrorisorganisasie verklaar deur Donald Trump, wat net, ja. Terrorist, your game is through, 'cause now you have to
Hierdie is waarskynlik want hulle het baie wetgewing wat mos nou verband hou met terrorisme spesifiek, goedjies soos hulle Patriot Act, toevallig genoeg, wat hulle toelaat om baie minder okay goedjies te doen oor 'n baie vinniger tydperk, want dit is in die naam van vrede, vryheid en teen terrorisme. Hoe ons gekom het op 'n punt waar 'n staat kan so verklaar word, selfs al is daai staat nie 'n gelowige staat nie, selfs al het hulle nie 'n agenda waarin enigiemand kan wys dat hulle iets of iemand teiken nie, of 'n boodskap van 'n spesifieke aard najaag. Jy weet, dit is nie 'n jihad of 'n ja, ek weet nie wat daar aan gaan nie, maar wat het Venezuela wel? Olie, verskriklik baie olie. En ons weet nie almal hierdie nie, maar Venezuela was van die eerstes om geteken te word deur Amerika se CIA en wat hulle economic hitmen noem. So dit is die tipe strategie wat hulle nou al toepas en ons al goed ken in Afghanistan, Irak, Iran, Panama ensovoorts. China is aan Venezuela se kant en Venezuela se president is hoogs ontstaat. Ek beloof hierdie volgende stukkie is wel in Engels. Hy het net 'n swaar aksent. Ook 'n boodskap vir die VSA. No blood for oil. No war for oil. No more Vietnam. No more Afghanistan. No more Libya. No more Iraq. No more war eternal. No. My regisseur. En so gepraat. Die bekende regisseur Rob Reiner en sy vrou is doodgevind deur hulle dogter. Reiner was 78 en sy vrou 68 en hulle is doodgesteek in hulle tuiste. Baie hartseer, dis maar net die nuus. Hulle seun is in hegtenis geneem as die grootste verdagte en hierdie is nadat sy suster al klaar toe die polisie opdaag vir die aanvanklike getuienis by haar neem met sy genoem laat, hy is heel moontlik 'n gevaar aan mense of homself. Dit is ook beweer laat hy en sy pa vasgehak het by 'n partytjie nie lank voordat hierdie gebeur het nie en hy het nie enige protes gelewer toe hulle wel hom gearresteer het nie. Die bly op hulle erf na 'n rukkie en is blykbaar 'n dwelmverslaafde gewees. Nou, Rob Reiner was 'n uitstekende regisseur gewees. Hy het 'n paar werke wat jy sekerlik sou ken, tensy hy dalk, ek weet nie, bietjie te jonk is. Maar vir myself is Princess Bride die enetjie wat uitstaan. Dit is werklik 'n klassieke stuk en sekerlik op die lys van enigiemand se top 20 ten minste van, jy weet, flieks wat mens moet kyk, as mens flieks wil kyk. Okay, so Logan Paul het nie regtig gewen nie. Hy is in sy moeder geslaan en soveel so is hospitaal toe en sy kakebeen is gebreek op 2 plekke. Dis glad nie 'n verrassing nie, is dit, want Anthony Joshua is 'n Olimpiese vlak professioneel top bokser in die wêreld, versekerlik in ons generasie of wat op die oomblik nog besig is met 'n loopbaan. Hy weeg 'n goeie 110 kg teenoor Logan Paul se 98. Vir die wat boks ken, is dit 'n massiewe verskil. Hy is ook 'n goeie 10 cm langer by 198 waar Joshua Paul. Paul Logan is 188. 'n heel billike lengte, maar dis nou nie 198 nie, is dit. Dit het getal as 'n professionele wedstryd, geveg, spel. Egter was daar geen risiko regtig betrokke vir enigiemand behalwe vir Anthony Joshua nie, maar gegee sy vermoë en ervaring was daar nie veel kans van hom om dit op te neek nie, was daar. Daar was baie ontsteltenis deur dies wat gekyk het, maar sekerlik het ons dit ook verwag. Hulle sê dit is bietjie uitgerek. Ek kon dit nie self kyk nie, maar hy het gehou tot die 6de ronde wat vir my heel verbasend klink, net in sigself. Wat sou jy doen vir $100 miljoen? Want dit is omtrent hoeveel elk van die ouens betaal was.
blykbaar meer as $260 miljoen in totaal vir net hierdie een. Ek self sou beter min nie doen. Seker, ek self sal bieg en sê, kort van gesinsmoord, sal ek byna enigiets doen wat jy wil vir $100 miljoen. Vertel my asseblief hier onder in die kommentaar, waar is jou persoonlike beginsels as dit kom by $100 miljoen en is 'n verwoeste kakebeen nie meer as dit werk nie. Ek sou klippe kou tot ek so lyk, enige dag. So, net om seker te wees, Logan het verloor. Maar hy het gewen, want, ja. Dan weer nies om jou nat te maak. As kies, dan is dalk bietjie vuil, maar ons is nou al diep in die episode. Hooplik is jy nou ek weet nou nie waar jy dalk jouself vind in ons land nie, maar ek self is in Johannesburg, dit is my tuiste en waar ek tans bly. Ek was egter weg laasweek gewees bietjie om vir my ma te kuier daar so in Witrifuur, Mbombela se rigting in Mpumalanga. Dit wil voorkom vir my dat reg deur wat ek sien en nou ook vir 'n hele paar weke is hierdie somer 'n verskriklike nat somer. 'n Baie vreemde weer. Jy kan nie meer sien hoe gaan dit lyk teen die einde van die dag nie. As die son skyn in die oggend, reën dit in die middag. As dit reën in die oggend, kan die son nie in die middag ook nie. Laat my weet hoe lyk die weer daar by jou en hoe gaan dit man? In sportnuus het Bafana hulle eerste wedstryd gehad gister van die AFCON. Ek weet nie wat die resultaat was nie, want dit is tegnies nog gister vir my. Suid-Afrika het 'n lekker paar pakkies sla afgestaan teen Pakistan in die cricket. Ek weet ek het daai grapie reeds gemaak, maar dis bitter skerp, so ek het hom weer gemaak. Die derde T20 is ongelukkig afgestel weens, ek neem aan, die weer, sonder 'n bal wat gebal was of 'n verhou wat geslaan was. Egter verloor Suid-Afrika die eerste ODI, ek dink met 3 paaltjies as ek reg onthou, die tweede met 81 lopies en ja, bakkies laas, wat ek sê. Baie mooi. Okay. Nou, Bafana vind hulle self net, ek het vergeet om te noem, in 'n groep saam met Angola, Egipte en Zimbabwe. Ons hoop regtig hulle kan iets maak hiervan. Ek dink hulle staan 'n goeie kans. Egter verstaan ek eintlik glad nie hoekom ons so swak is in sokker nie. Selfs wanneer ons goed is in sokker. FIFA het opgegee vir hulle belaglike dierkaartjies. So voordat hulle nou enigiets genoem het, was die goedkoopste kaartjie van 'n poolwedstryd wat jy sal kan koop, $120 'n kaartjie. En hierdie gaan op al die pad tot $260. Onthou, hier is die poolwedstryde. So dit wil sê R2000 tot R5000 vir die boring wedstryde. En as ons praat van die finaal, praat ons van $1000. FIFA kondig aan dat blykbaar sal hulle nou sitplekke beskikbaar stel vir sowat $60. En dit is heel billik daarom. En hulle sê hierdie sal die geval wees selfs vir die eindstryd. Hulle het toevallig genoeg nie genoem wat se sitplekke en hoeveel beskikbaar sal wees van hierdie aard nie. Laastens Jaden Shaper, Askies, ek ken nie golf nie, ek is bietjie arm vir dit. Jaden Shaper, Suid-Afrikaner, wen die Alfred Daniel kampioenskap in Johannesburg. Ek dink dit is goed en of ek bly daaroor. Rugby begin weer in Europa en daar's iets vir om te kyk as jy sport kan bekostig ook, of 'n biertjie daar so by die kroeg. Jammer vir die gejaag, jammer vir die sparteling met my woorde, maar ek is stadig maar seker besig om rigting en struktuur en ek weet nie, oefening te haal, en volgende week lyk dit selfs nog beter. Baie dankie vir inskakel, ek sien jou dan. Onthou om te like en subscribe, aan te teken en hiervan te hou. As jy nie hiervan hou nie, druk net die duim wat so maak, dis ok, jy hoef nie hiervan te hou nie. En as ek onder 1000 subscribers is, aantekenaars, asseblief,
doen dit net ook, as jy sien ek oor 1000, jy kan nog 'n tyd wegvat, ek wil net YouTube met hulle quota opvul. Baie dankie, en tot volgende week. Okay, volk, ek is in sy volk, ek is